Hallo julle. Hallo daar. Verlede week het ons gepraat oor die hele kwessie van die wyse oudste. Met ander woorde, om nie net bloot 'n bejaarde te word nie, maar om 'n oudste of 'n wyse persoon te word. Om wys oud te word. Om wys oud te word. En ons het enkele elemente verlede week 'n bietjie aangeraak waar ons gesê het dis gebaseer op 'n geestelike praktyk en dat 'n mens die eerste helfte van 'n mens se lewe agterlaat. So ons wil nou vandag so 'n bietjie op ander aspekte fokus om dit as ware af te rond. Nou moet ek net eers weer na ons lysie kyk, anders in my ouderdom kan ek nie onthou nie. Ja, en ons het 'n bietjie gepraat oor die rol van die swaar tye en die transformasie wat dit by ons kan bring en van hoe ons hoe meer ons kan beheer laat gaan, hoe meer kan ons ook leer. Wat die lewe vir ons. En 'n mens kom ook net agter wanneer 'n mens na hierdie elemente kyk, hulle word nou hier onderskei, maar hulle vervleg so in mekaar. Ja. Hulle raak mekaar beslis aan. Ek dink 'n groot ding wat mens ook kan noem is dat 'n mens baie sterk wit-swart om in dualiteite te dink. Ja, nee, wit-swart. Uit. In uit Reg verkeerd. Ja, dat dit baie meer dat jy al meer begin besef daar's grys, daar's middel spasies waar goed ontmoet wat nie noodwendig in die eerste helfte van jou lewe enigsins vir jou sin gemaak het nie. En dat jy baie meer oop is vir die verskeidenheid van antwoorde op goed. Dat dit nie net 'n ja of 'n nee of 'n reg of 'n verkeerd is. Ja, dis interessant dat wanneer 'n mens dit nou sê, dat 'n mens dikwels bejaardes aantref wat baie rigied is. Ja, en dit is juist wat 'n mens nou mos oor praat, is wat is die dinge wat maak dat jy met groter openheid, groter wysheid, groter insig in die lewe ouer word. En as daai element rigied bly, as jy jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, daar's niks tussenin nie. En dit is hoe dit altyd gedoen is en dit is hoe ons dit altyd sal doen. Dan dink ek is daar baie wat wegraak, wat insig en wat aanvaarding van dinge aanbetref. Want dan maak jy dit vir jouself eintlik baie moeilik omdat jy so rigied na dinge kyk. So eintlik 'n groot komponent wat nou hierby aansluit en wat nou nie 'n aparte punt op ons lys is nie, maar is om 'n sekere oopheid na die lewe te bly behou. Ja, en om altyd bereid te wees om te leer. Ja. Want as jy dit nie gaan doen nie, ek meen daar word aanhoudend behalwe net in die wetenskap hoe hulle nuwe ontdekkings maak en alles, maar net in terme van wat ons kan leer, wat ons byvoorbeeld by ons kleinkind leer. Wat ons kan byleer van mense wat miskien nie in dieselfde kultuur van ons, dieselfde taal van ons is nie, dieselfde geloof van ons is nie, maar dat daar altyd iets is om te leer. En ek dink daai openheid, nuuskierigheid na die lewe toe maak dat jy met soveel meer insig in jou ouer jare in later jare. Ja, so die eerste is om nie met so 'n waterdigte verdeling van dinge te werk. Ja, om te aanvaar, daar kan dalk iets anders wees. Al begin mens net daar om te sê, wat as daar iets tussenin is? Wat as daar grys is? So, ek dink dis 'n baie belangrike element. Ja, en ek dink dan die ander ding wat veral wanneer mense begin aftree en bietjie meer tyd het, is die beginsel om van tot diens te wees, om dinge vir jou gemeenskap te kan doen, om bydraes te kan lewer. En is interessant met daardie blue zones, wanneer mense iets het waarvoor hulle in die môre kan opstaan. Ja, en dit hoef nie noodwendig dan 'n beroep te wees nie. Dit hoef nie iets te wees waarvoor jy erkenning of geld kry nie. Dit kom vanuit 'n manier wat jy lewe en miskien tyd wat jy het om te kan insit in 'n projek of ons sien dit baie hier in Wakkerstroom met baie afgetredenes wat baie betrokke is by
dierebeskerming, by kulturele dinge, by Breiprojekte. breiprojekte, by lees, by allerhande dinge waarby hulle wat hulle nou die tyd voor het. Ja, Omgewingsbewustheid. ja. Ek dink dalk in daai kategorie kan mens iets sê van wat ons probeer doen is om die kontemplatiewe spiritualiteit 'n bietjie 'n groter sigbaarheid te gee. En dit is wat ons nou wil doen met ons hierdie naweek se samekoms, die kontemplatiewe samekoms. Wat ons nou gaan doen en ons sien baie opgewonde om weer mense te sien wat ons lanklaas gesien het. Dalk nuwe mense te ontmoet. So is nog nie te laat om te bespreek nie. Laat weet as jy wil kom. Ja, so ek dink net om dit wat die lewe jou gegee het, dit wat jy uit die lewe uit geleer het, ergens te kan laat oorloop. Ja, en dit is nie eers nodig dat 'n mens noodwendig 'n totaal nuwe projek moet ontdek deur net sensitief te wees wat is besig om oop te vou in jou lewe en jou kontakte en die blootstelling wat jy het, dat daar dalk 'n behoefte is wat nog nie aangespreek is nie en wat as 'n mens sensitief genoeg daarvoor is wat 'n mens iets daar rondom kan doen. Of aan te sluit by ander projekte. Ja. Ek dink ook daaraan, ons dink baie keer moet 'n groot ding wees. En baie keer is dit dat jy vir een mens iets moet beteken. Vir een ander mens daar moet wees wat eensaam is of wat. So ek dink glad nie dit het te doen met 'n verskriklike storie nie. Net waar jy is, met wat jy het, net oop te wees vir waar jy 'n bydrae kan lewer. Ja. Ja. Ek dink nog iets wat 'n mens baie by wyse ouer mense aantref, is 'n gevoel dat hulle spiritualiteit diep gesak het. Dat daar 'n rondheid is. Dit is soos 'n ek dink baie van die vrese, baie van die onsekerhede van en hulle God speel, toe hulle God gesien het. Baie van daai dinge is uitgesorteer en hulle rus in God. Hulle het 'n baie diep gegronde basis wat 'n groot kalmte en dit is asof mense dit uitstraal. En ouer mense wat op daardie plekke gekom het, hulle straal dit letterlik uit. Ja, ja. En ek dink in daardie opsig is hulle sulke belangrike mentors. Ja. Waar jong mense vra het en met dinge stoei en so aan en waar hulle uit hulle ervaring kan deel en kan sê, weet jy, dit is wat ek beleef het. Ja, dis die plekke waarby ek uitgekom het. Ja. En dit wil voel of dit dalk iets anders is, maar in terme van die wysheid van ons lywe. Ja. Ons biologie. Ek dink in die eerste helfte van ons lewens is ons net, ons druk onsself, ons gaan aan en aan en aan. Ons luister nie na ons lywe nie. Maar soos wat ons ouer word, het ons nie 'n keuse nie. Ons het nie 'n keuse as om versigtiger te eet, as om mooi te kyk en te luister wanneer jy moeg is. En ek dink dit is 'n baie wyse stem. Ja. Wat hoe vroeër jy eintlik leer om daai dialek te verstaan, hoe vroeër kan jy ook die wysheid van dit ontgin en vir ander oordra. So ek dink dit is ook 'n baie belangrike ding. Dis amper daai oerwysheid wat ons in ons lywe ingebou is. Ja. En wat ons baie keer glad nie van bewus is nie. Ek het 'n kopseer. Ek drink 'n pilletjie. Hoekom het ek 'n kopseer? Wat het gelei daartoe? Moet ek dalk agterkom wat dit was? Het ek iets geëet? Het ek wat ook al, jy weet, dat ons nie net bloot simptomaties met ons lywe omgaan. En dit beteken dat ons moet let op ons dieet, dat 'n mens dalk aanpassings op jou dieet moet maak en so aan. Of te min oefening kry en meer oefening moet kry, maar in elk geval dat jou lyf ook deel is van die wysheid wat jy kry, soos wat jy ouer word.
Ja. of kan wees. En dit is ook interessant dat 'n mens wanneer 'n mens dit aanraak, hoe dit inspel op die hele kwessie waar 'n mens die eerste helfte van lewe dinge agterlaat. As jy op jou ou dag weier om te erken dat jy swakker word en dat jou stamina minder word en probeer om al die dinge te doen wat jy gedoen het toe jy jonk was, dan gaan jy nie met wysheid ook met jou lyf om nie. Nee, en ook nie met liefde nie. Ja. Ja, so dit is net enkele dinge wat ons nog van bewus geraak het toe ons nou ook in hierdie week nou weer daaroor dink. En uit die aard van die saak mag daar nog baie meer wees. En laat gerus weet wat vir jou baie sterk opkom. Ja, en wat vir jou werk of wat jy ontdek het, wat jy agtergekom het na jou aftrede, dat dit oopgevou het of 'n nuwe dimensie tot jou lewe gevoeg het. So ons hoor graag van julle in die opsig. Mooi week almal en hoop ons sien van julle by die samekoms. Mooi bly daar. Totsiens. Tata.